Goeiemôre en welkom by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God kry. Soos altyd, lekker om saam met jou te kuier en ek hoop jy gaan 'n lekker week saam met ons hê. Hierdie week se tema is hou die tempel rein, hou die tempel skoon as jy wil. Nou ek en jy weet lankal reeds dat ons liggaam is 'n tempel van God, maar wat beteken dit vir my en vir jou? Hoe lyk 'n tempel en hoe hou ek 'n tempel skoon en hoe maak ek seker dat my liggaam 'n tempel bly wat die Here op trots is en waar hy in wil en deur leef en werk? So, vandag is ons daar in 1 Korintiërs 6:19, vers wat jy goed ken. Dit sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Ek glo die eerste stap vir my en vir jou om 'n gesonde liggaam of 'n gesonde tempel te hê, is om te besef dat dit nie langer aan my behoort nie. En as ek 'n stuk van myself terughou van die Here af, dan behoort ek nooit totaal en al aan hom nie. So wanneer ek my lewe vir hom gee, gee ek alles, nie net my geesmens nie, maar ook my fisiese mens. Ek gee my drange, my liggaam, my gewoontes, my fisiese liggaam, ek gee alles oor aan die Here. En ek behoort nie langer aan myself nie. So ek word 'n rentmeester van dit wat Christus vir my gegee het. En jy mag dalk dink, my liggaam is nou nie perfek nie, weet, en ek is nou maar geneties so, of ek is te kort, of ek is te lank, of ek is maar geneig om bietjie dikkerig te wees, of wat ook al. Ek wil vir jou sê, daar is sekere dinge wat ek en jy kan doen, en ons is altyd beter af as sekere mense. Daar's mense daar buite wat erge gebrek ly, daar's mense wat regtig sukkel, mense wat siektestoestande het. So die feit dat ek en jy kan opstaan en ons is gesond tot 'n mate en ons kan ons lewe leef soos wat ons doen, sê vir ons dat ons reeds geseënd is. So hierdie week gaan ons net 'n bietjie loer daarna en gaan kyk, wat sê die Here van ons lewe? Maar die eerste ding is, ek en jy moet besef dat ons liggaam behoort nie aan ons nie. En hierdie liggaam, 100% die dag wanneer ek en jy ons laaste asem uitblaas, dan is dit verby. Dan gaan ons en ons keer terug tot stof, soos die Bybel ons leer. Maar wat ons met hierdie liggaam doen hier op aarde, het 'n massiewe impak. Hoe ons hierdie liggaam gebruik, hoe ons hierdie liggaam aanwend, beïnvloed mense om ons. Ons gebruik ook hierdie liggaam van ons om sout en lig te wees. Ons gebruik hierdie liggaam van ons om Christus te kommunikeer. So wat ek doen met hierdie liggaam is ontsettend belangrik. So mag ek en jy dit vandag onthou, dat hierdie liggaam vir my, as ek sê dat ek behoort aan Christus, dan behoort my fisiese liggaam 100% ook aan hom. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U, Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie liggaam te kan hê. Dankie vir gesondheid, dankie dat ons geseënd is, Here, en dankie dat ons vandag net opnuut kan besef, Here, dat U seën ons. U is die rede hoekom ons hierdie liggaam het. En Here, ons wil vandag 'n verklaring kom maak en sê ons wil ook hierdie liggaam van ons gebruik om U te verheerlik. Oral waar ons gaan met almal wat ons mee te doen het, Here, mag ons hierdie liggaam van ons ook gebruik, Here, om mense te beïnvloed, om mense te wen vir U. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Sien uit om jou môre te sien. Totsiens.